in die holtes van die binnekring, in die holtes van die binnekring. Hierdie is episode 4 van Die Holtes van die Binnekring, 'n radioraps, 'n radiodrama. Dit is enkele ure nadat Theodor Jansen van Venter, die drugdealer en treingebruiker, vir Kelsen gedreig het. Daarna het hy weggejaag in sy BMW, waarmee hy ook Sondag deelneem aan donut-kompetisies en spinning. Quincy en Charlize sit albei in die sitkamer met 'n warm kort. Quincy steek maar altyd paar korts weg in sy kamer, juis vir oggendnoodgevalle soos die, of, soos toe sy ou girlfriend gedog het, sy is swanger met 'n drieling. Charlize sit oorkant hom met 'n powerbank gekoppel aan beide haar selfoon en vape en sy stuur 'n voice note vir Kelsen. Kelsen, asseblief, bel my, stuur sy. 10 minute later bel Kelsen op WhatsApp. Sy tel op. Hi Charlize, sorry ek skakel nou eers, ek moes eers wag dat die apteek hulle wifi aansit. Ek kruip hier onderweg in die spreekkamer, waar die mense kom vir pynpille sonder voorskrifte. Wat soek Theodor Jansen van Venter, vra hy benoud. Charlize vertel hom dat Theodor baie kwaad is en praat van neusnanas wat Kelsen blykbaar gevat het, sowel as die feit dat hy dit terugsoek, of R200,000, wat natuurlik die wholesale waarde is. Kelsen, vra Charlize, hoe kan een mens homself in so diep poefels kry? Jy weet hoe gaan dit, Charlize, verduidelik Kelsen. Een oomblik eet jy rou vis uit 'n smart huis se kooidam en 'n paar kappe later steel jy paar sakkies kokananas. As ek net kan onthou hoe dit gebeur het en waar dit nou is, pleit Kelsen hardop. Wat is die laaste ding wat jy kan onthou, vra Charlize. Dalk moet jy op jou foon kyk wie jy laaste ge-WhatsApp of gebel het, wonder Charlize heavy hardop. Top idee, Charlize, sê Kelsen en hy maak sy onlangse geselsies oop. Hier is iets, sê Kelsen met 'n rasper stem soos 'n gesoute spiritsdrinker. Behalwe vir die normale incheck met my ekse, wat elke keer na 12 gebeur as ek vog neem, is hier net een geselsie met Nikki, die Nigerian wat ook spesialiseer in karparte, wat sê, hey my brother, nice to see you, and thank you. Dit kan net dit wees. Ek bel hom gewoonlik net vir Nigerian redes en karparte. Ek dink ek moet hom skakel. Ek bel jou nou terug, sê Kelsen en beëindig die WhatsApp oproep, terwyl dit sukkel om te reconnect en vanself drop. Charlize sit ook haar foon neer en suig aan haar vape, soos iemand op 'n staptoer wat na 30 km in die son aan sy rugsak se waterpypie suig. Dit voel of tyd heeltemal stil staan vir 'n oomblik. Sy voel magteloos terwyl die trane begin opdam onder haar oë. Quincy staan op en stap na haar toe en sit sy hand op haar skouer in 'n poging om haar te troos, sowel as om 'n trekkie van haar vape te bedel, en hy sê, ons sal dit uitfigure, Charlize. Ons doen altyd. Kan ek 'n trek van jou vape kry? Vra hy. Soos Charlize haar laaste trek vat van haar Tropical and Peach Zol vape, lei haar foon weer, maar dit is asof hy harder vibreer as normaal. Half oor haar angs, maar ook oor die effek van haar Zol vape wat begin inskop. Dit is Kelsen, Charlize antwoord en vra, wat sê Nikki, die Nigerian wat ook in karparte deel? Kelsen bly 'n rukkie stil voor hy antwoord. Ons is in dieper moeilikheid as wat ek gedink het. Ek is op pad terug flat toe, sien julle nou. Het Kelsen droog gemaak met Nikki die Nigerian wat ook karparte verkoop? Het hy vir Charlize en Quincy soos ouder gewoonte weer hier ingesleep? En gaan iemand ooit vir Quincy sy eie Zolwypie koop, sodat hy nie heeltyd hoef te vra nie? Skakel gerus weer in vir nog 'n episode van Die Holtes van die Binnekring.
In die holtes van die binnekring, in die holtes van die binnekring.